Let's surrender to the mighty cross of Jesus Christ. The earth would shake beneath the weight of darkness. On his
will never lose its power for me. It will never lose its power for me. It will never lose its power for me. Eenmaal daarbo in die hemelse troonsaal vra die Vader beboe wie is daar, wie sal gaan om die mens van ons skuld te bevry. Die engele huiwer toe Jesus verklaar, Vader, nie my wil, maar U wil geskied. Ek is bereid om te gaan. Selfs al sou my ook kruisig, Vader, vergeef ons sal eendag verstaan. Sy hemelwoning verlaat hy gewillig. 'n sondagsvriend of verloren is de zoon. Hy doen wonders en tekens en smeken gebed. Vader, hoor my as ek met angst skree roep. Vader, nie my wil, maar U wil geskied. Ek is bereid om te gaan. Selfs al sal my ook kruisig, Vader, vergeef ons sal eendag verstaan. In liefde rein is sy sending nou voltooi. Getsemane, 'n doornkroon deur borde vlies. Daar aan die kruis op Golgotha's heuwel by, dit is volbring. Vader, ontvang nou my gees. Vader, nie my wil, maar U wil geskied. Ek is bereid om te gaan. Selfs al sou my ook kruisig, Vader, vergeef ons sal eendag verstaan. Vader, vergeef.
all the things you have done for me, things so undeserved, yet you give to prove your love for me. The voices of a million angels could not express my gratitude for all that I am and ever hope to be. I owe it all to thee. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood He has raised me, and with His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Just let me live my life. Let it be pleasing, Lord, to Thee. And should I gain any praise, let it go to Calvary. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. Oh, He has done with His blood. He has raised me, and with His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Glory to God. Ek groet julle in die mooi naam van Here Jesus Christus. Ons het 'n tema van 'n aanlyn konferensie op die spoor van herlewing. Dit laat my terugdink aan 'n liedjie wat Sonne Harold 'n paar jaar terug gesing het op 'n trein na Mandjiesfontein. Wel, dit is nie die spoor waarop ons is vandag nie. Ons gaan wees op die spoor van Jesus se herlewing. Ek wil dat julle graag saam met my lees in die woord van Hosea 10 vers 12. Saai vir julle volgens die eise van geregtigheid, maai in oorstemming met die liefde. Braak vir julle 'n braakland, want dit is tyd om die Here te soek, sodat hy jou kom en geregtigheid oor dat julle laat reën. Voordat 'n mens sal gehoorsaam, moet hulle eers geestelik daagliks ontwaak. Slegs dan sal hulle weer werkende kragte ontvang. Die menslike wil is in een sin 'n vleeslik en 'n wêreldlikse begeerte verslaaf. Dit is dus die Here nodig om by ons mense skuldgevoel en begrip op te wek. Sodoende 'n teenoorgestelde aktivering van gevoelens en begeerte en werkstelling. Hierdeur word die mag van die wêreldse
begeerte gebreek en die wil vrygemaak, sodat ons God gehoorsaam kan wees. Hier het ek 'n paar punte wat die herlewing van inhou. Herlewing is die hernuwing van ons eerste liefde vir Christene. En die gevolge daarvan is die ontwaking en die bekering van sondaars. Herlewing van 'n ware Christen laat die groepe ontwaak en vestig aandag daarop om duidelik op die eise van God. Herlewing lei altyd daartoe dat Christene onder die oortuiging van sonde uitkom. Mense wat daarop aanspraak maak dat hulle God ken en teruggeval het, sal nie ontwaak om die Here te dien voordat hulle harte deursoek en van hulle verkeerde dinge, sonde bewus geword het nie. Die mag van sonde moet eers gebreek word. Christene bekeer hulself by hernuwing. Herlewing is niks anders nie as 'n nuwe begin van gehoorsaamheid aan die Here. Met gebroke harte moet ons diep nederigheid in sak en as voor die Here neerbuig en al ons sonde bely en afstand doen. Herlewing breek die mag en aanrakingskrag wat die wêreld en sonde oor ons gehad het. So kry ons 'n nuwe visie en veroorsaak van die hemel en 'n nuwe begeerte om by die Here te wees. So word ons geloof vernuwe en ons vang 'n geestelike waarnemings vermoë, terwyl ons teruggevalle was ons blind vir die toestande van sonde en sondaars. Ons harte was verhard en die Bybel soos 'n droom en selfs soos 'n sprokiesverhaal. Ons herken die Bybel, maar ons geloof het nie regtig die werklikheid en die ewigheid aangeneem nie. Wanneer ons geestelike ontwaak word, 'n nuwe liefde vir 'n verlore gaande wêreld in ons harte uitgestort het. Ons beywer ons vir redding van siele en draal in geloof na die Here. Met trane smeek ons die Here om onverloste genade en genadig te wees om hul siele te red. Ons het herlewing nodig wanneer daar 'n tekort aan broederliefde, vertroue tussen Christene is, wanneer daar twis, jaloesie, kwaadpratery onder Christene is daar ook 'n behoefte aan herlewing. Die spoor van herlewing bevorder word. Braak vir julle 'n braakland, want dit is tyd om die Here te soek, totdat hy kom in geregtigheid oor julle sal reën. Ek wil afsluit met die volgende. Word met die Gees vervul, vlug van die sonde en geregtigheid, dien die Here. Om met die Gees vervul te wees, is noodsaaklik vir 'n groei en genade. Dit is nodig vir heiligmaking. Dit maak jou bruikbaar. Bly op die spoor van herlewing en jy sal bruikbaar wees in die hande van die Here. Dan wil ek vir julle nog 'n teksversie vorendag hou, Habakuk 3 vers 2. Here, ek het die tyding aangaande u verneem. Ek het dit gevrees. Here, roep die werk in die lewe in die midde van die jare. In die midde van die jare laat dit bekend word. In toren dink ek aan ontferming. Kom ons sluit die oë. Dierbare Hemelse Vader, in hierdie môre uur, terwyl ons hier voor u staan, waar ons in oorwinning van herlewing kan gaan, wil ek vra dat u met elke een wat vanmôre hierdie boodskap sal luister, Here, dat ons opnuut weer sal besef en weet, ons het u nodig.
Ons het die genade van U oor ons lewens nodig, dat U vir ons sal versterk. Seën en salf elkeen wat hierdie woord sal hoor. Nie om ons wil nie, maar U wil alleen. Amen.